in Hoërskool Portewil. Portewil is 'n klein dorpie in die Swartland. Ons was van sub A tot matriek 550 kinders. En ja, dit is vir my, maar ek verhuil dit vir niks nie. Dit is 'n wonderlike tyd gewees om op 'n platteland groot te word en ja, net kind te kan wees. My liefde vir Afrikaans kom eintlik van kleins af. My ouers het altyd vir my by my 'n belangstelling in Afrikaans gekweek. Ons sou partykeer in idiome om die etenstafel gesels. En my belangstelling in woordeboeke het eintlik ook daar begin want baie keer sou ek my ouers gevra het wat 'n woord beteken, dan sou hulle vir my sê mag gaan haal die woordeboek en gaan kyk wat dit beteken. So ek dink hulle het daai gewoonte by my ook gekweek om die woordeboek te gebruik. En ja, ag jy weet op skool mens dink mos maar aan alle moontlikhede en nie regtig dat taal 'n noodwendige moontlikheid is nie. Maar ek het uiteindelik op universiteit taal en kultuur gestudeer by Stellenbosch Universiteit, se departement Afrikaans in Nederlands, maar dan nou ook ander departemente soos taalwetenskap en Duits. Maar uiteindelik het my hart maar by Afrikaans gebly en toe in my honeursjaar het ek my honeurs in Afrikaans en Nederlands gedoen. En dit was daar waar ek kennis gemaak het met oorlede Dr. Neville Alexander, en wat vir my die wonderwêreld van sosiolingwistiek oopgesluit het. En ook eintlik half die politieke sy van taal aan my bekend gestel het. En ek het daar aan die idee of eintlik ook ja, met hom gesels oor herstandardisering. En dit is hoe ek op my onderwerp gekom het, my navorsingsbelangstelling van herstandardisering van Afrikaans. So met my navorsing vir my PhD, het ek gefokus op herstandardisering. Nou die kom ons sê die probleem daar agter is dat die standaard wat ons vandag in ons of selfs al vroeër in ons standaardiseringsbronne het, is natuurlik nie 'n objektiewe standaard nie. Want 'n standaard is iets wat doelbewus geskep word deur mense en dit is gewoonlik mense in 'n gesagsposisie. En ons weet as gevolg van die geskiedenis van Suid-Afrika wie die mense was wat in daardie gesagsposisies was. En ongelukkig as gevolg van daarvan is baie mense wat ander variëteite van Afrikaans gebruik en spesifiek dan nou nie wit sprekers van Afrikaans by daardie standaardiseringsproses uitgesluit. Ons het in Afrikaans 3 groot variëteite van Afrikaans. Ons het Kaapse Afrikaans, Oosgrens Afrikaans en Gariep Afrikaans. En dan nou die standaard is hoofsaaklik gebaseer op Oosgrens Afrikaans wat dan nou hoofsaaklik kom ons sê nou maar deur wit sprekers gepraat is. Terwyl Kaapse Afrikaans en Gariep Afrikaans hoofsaaklik deur bruin sprekers gebruik is, maar hulle dan nou by hierdie standaardiseringsproses uitgesluit het. So as ons praat van herstandardisering, sê ons nie kom ons vat die standaard en ons gooi hom weg nie. Maar ons kyk hoe kan ons die standaard herbesoek omdat dit 'n doelbewuste proses in die eerste plek was wat deur mense gedoen is. En hoe kan ons elemente van daardie voorheen uitgesluite variëteite insluit by hierdie variëteit wat eintlik maar net een van die variëteite van Afrikaans is, wat ons gebruik om formele Afrikaans te skryf. So ons wil eintlik maar net die poeltjie 'n bietjie breër maak. En dit vir mense ook makliker maak om die standaard te kan gebruik, want dit is, om dit weer te beklemtoon, is 'n gemaakte variëteit. So ons kan daaraan verander. Maar herstandardisering is eintlik breër as dit. Mense dink baie keer herstandardisering behels net ons wil nou die taal verander. Maar meer as dit behels dit 'n herwaardering van al die variëteite van Afrikaans. Dat ons nie die standaard ophemel as die enigste of die beste variëteit van Afrikaans nie, maar dat ons dit sien as slegs een van die variëteite onder die sambreel van wat ons as Afrikaans beskou. En dat elke variëteit van Afrikaans nuttig is en 'n plek het binne hierdie groter Afrikaanse taalfamilie. En ja, dit gaan maar daaroor om mense se houdings ook op 'n manier te beïnvloed van hoe kyk ek na taal. Sê ek vir 'n kind in 'n klaskamer jy praat verkeerd of leer ek vir daardie kind waardering vir die variëteit wat hy of sy by die huis geleer het van kleins af.
Ek dink mense dink baie keer as mense oor herstandarisering praat, is daar gevoel van iets word weggeneem van my. En iets wat ek altyd graag benadruk is dat herstandarisering wil niks wegvat van enige iemand nie. Dit wil dit ook net vir ander mense gun. So dit is 'n verbreding, 'n uitbreiding, amper, jy weet, Afrikaanse karos is groot. Jy gaan nie koud kry as iemand anders ook onder hom lê nie. So daai idee van dat, jy weet, ons wil net vir almal gun om, ja, hulle self te kan sien in die taal as dit ware. Ja, ek dink die gebruik van standaard Afrikaans is nog redelik wyd. Jy weet, 'n mens, um koerante, boeke, tydskrifte, alhoewel daar het oor die jare al amper 'n, ja, 'n verandering plaasgevind, want die standaard wat ons vandag gebruik is ook nie meer dieselfde as wat hulle in 1915 bereël het vir die eerste keer of 1917 nie. So 'n standaard kan natuurlik nie onveranderd bly nie, want dan kom maar later skeiding, ons praat van 'n diglossiese situasie tussen die standaard en sy sprekers, waar dit amper 'n vreemde taal vir sprekers raak om te gebruik. So dan moet natuurlik heeltyd invloed van die spreektaal ook in die standaard wees. So ja, dit word gebruik, dit word nog tot 'n groot mate vereis op skool. Iets wat nogal bietjie ontstellend is, dat 'n mens sien in kreatiewe skryfwerk wat mense sou verwag 'n bietjie, 'n mens bietjie losser kan wees ten opsigte van reëls, waar kinders moet behoort toegelaat te word om in hulle eie variëteite te skryf, waar onderwysers gewoon sê, vir ons is gesê, jy moet volgens die AWS skryf, so as jy 'n woord gebruik of 'n spelling wat nie in die AWS staan nie, dan merk ons dit verkeerd. En dit is volgens my nie 'n gewenste situasie nie. Jy weet, ons moet juis kinders aanmoedig om kreatief te wees in hulle eie variëteite. So ja, die standaard het nog sy plek, maar ons moet anders dink oor die standaard as een van die variëteite van Afrikaans wat 'n baie spesifieke funksie het. So ons moet aan taal dink in terme van sy funksies en nie in terme van iets wat mooi is of beter is nie. So in die spesifieke konteks waar ek nou is, watter variëteit gaan my die beste bedien? As ek om die braai staan en ek gaan formele standaard Afrikaans gebruik, gaan mense my snaaks aankyk. Dit het al gebeur. So 'n mens moet mooi dink, wat is die konteks? Waar is ek nou op die verhoog in 'n boek wat ek skryf? Is ek besig met akademiese werk? Is ek besig met 'n kreatiewe werk? Maar nou wil ek by sê, ons het ook al gesien dat variëteite vir formele navorsing gebruik kan word. Op Litnet self is daar al gepubliseer in Kaaps byvoorbeeld. So daar's al vertalings van die Bybel in Kaaps geplaas. So ons moet ophou begin dink dat sekere variëteite nie in sekere kontekste gebruik kan word nie. En dit is ook die boodskap van herstandarisering, om dat ons begin om variëteite van Afrikaans in meer kontekste te gebruik, want dit is moontlik. Mense dink baie keer dat variëteite se spelling baie los is, dat daar dit 'n geval is van enigiets word aanvaar. En ongelukkig word Kaaps baie keer in so 'n negatiewe lig gesien, weer eens oor historiese redes, maar in my eie werk wat ek by die Woordeboek van Afrikaanse taal gedoen het, waar ek ons geprobeer het om ook meer Kaaps in die Woordeboek in te sluit, het ek gesien uit gepubliseerde Kaaps wat daar buite is. Dis amper asof taal natuurlik struktuur aanneem. So daar is nie soveel variasie in 'n variëteit soos Kaaps nie. Daar gaan by party woorde variasie wees, wat ons in die Woordeboek dan in so 'n geval doen, ons neem die variasie op en gebruikers sal uiteindelik vir ons wys deur hulle gebruik watter spelvorm verkies word. So taal neig baie keer tot struktuur en ons moet net baie keer daai variasie toelaat om mense te ondersteun om uiteindelik te wys wat is die forme wat hulle uiteindelik van nature eintlik aan voorkeur gee.
Goed, so nadat ek my PhD gedoen het, het ek 'n na-doktorale genootskap ook by Stellenbosch se Departement Afrikaans-Nederlands gedoen. En ek het toe 'n bietjie my fokus verskuif na woordeboeke, maar spesifiek woordeboekgeskiedenis. En ek het ook spesifiek gekyk na die Departement Afrikaans-Nederlands se rol in die ontwikkeling van die leksikografie, of dan 'n woordeboekkunde, in Suid-Afrika as vakgebied. En so ek het 'n bietjie meer 'n geskiedkundige inslag daar gevat. Wonderlike geleenthede gehad om oorsee te kan gaan vir kongresse, waar ek ook steeds benewens ook die geskiedenis, in die geskiedenis van woordeboeke, ook nog 'n bietjie na die sosio-linguïstiek gekyk het. En ek het een van my ek dink wonderlikste ervarings was ek het in Oostenryk 'n kongres bygewoon, nie 'n baie groot kongres nie, wat gegaan het oor standaardtale en hoe standaardtale verander, hoe daar anders gekyk word deesdae na standaardtale. En ek het 'n professor ontmoet van die voormalige Tsjechoslowakye. En ek het van hom geleer eintlik om met meer te wete gekom dat baie dieselfde taalsituasie wat hulle daar het, ons ook in Suid-Afrika het. Jy weet, hulle sit ook in 'n situasie waar standaardtale daar gebaseer is op spesifieke variëteite en dat sekere variëteite dan nou uitgesluit is by die standaard. So ek dink ons dink baie keer ons is 'n eiland as Afrikaans, ons sukkel met probleme wat uniek is aan ons, maar die werklikheid is eintlik dat ander tale vra dieselfde vrae as ons. Ons lewe in 'n tyd waar ons anders dink as voorheen. Ons dink meer demokraties en dit het uiteindelik ook 'n invloed op hoe ons oor taal dink. Maar ja, benewens dit nou, soos ek sê, my navorsing oor woordeboeke en woordeboekgeskiedenis, en dit is ook fantasties om te sien wat ander lande doen in terme van woordeboeke. En iets wat ook vir my uitgestaan het, is dat ons in Afrikaans 'n baie unieke produk het in die Woordeboek van Afrikaanse taal. Dit is nie alle tale wat so omvattende woordeboek soos die WAT het nie, en wat nog kan sê ons is 'n woordeboek wat befonds word en wat ondersteun word deur die spraakgemeenskap self nie. So die WAT word verjaar 100 jaar oud en ons gaan dit behoorlik vier op die 7de Mei hier in Stellenbosch. En ons beskou dit as 'n geleentheid om nie net die woordeboek te vier nie, maar eintlik ook Afrikaans in sy geheel te vier. En eintlik ook 'n manier wat ons aan ons donateurs wil dankie sê vir die wonderlike bydrae wat hulle lewer, want sonder donateurs sal ons nie regtig kan oorleef nie. Jy weet, die WAT se befondsing is baie gesnoei, befondsing van die staat, en op hierdie stadium maak dit omtrent iets so 17% van ons totale begroting uit. En so die res van ons begroting kom van weldoeners en groot donateurs wat nog waarde sien in wat ons doen. So ja, dit is maar 'n manier wat ons net dit wil vier, maar ja, ook om Afrikaans in sy volheid te vier. Soos ek gesê het, die WAT is ons wil 'n spieël wees vir Afrikaans. Ons wil hê elke liewe spreker van Afrikaans moet hom of haarself in die WAT kan sien. En partykeer gaan dit gebeur dat jy sien 'n beeld in die WAT wat jy dalk nie herken nie, maar dit beteken nie dit is nie ook Afrikaans nie. Dis dalk net 'n beeld van iemand anders wat ook Afrikaans is. So ja, dit is wat ons wil vier met hierdie 100-jarige viering van die Woordeboek, is dat ons kan sê na 100 jaar staan die WAT nog sterk en is dit vir ons belangrik om daardie beeld, daardie spieelbeeld van Afrikaans vir mense te wees. So alhoewel die groot viering op 7 Mei plaasvind, sal jy julle deur die loop van die jaar van die WAT hoor. Ons gaan verskillende geleenthede sal julle ons gesigte sien, of ten minste ons logo sien. Ons gaan byvoorbeeld weer soos gewoonlik by die Woordfees betrokke wees, en ja, ons wil ook bietjie in die media 'n bietjie mense blootstel aan wat ons hier doen en 'n bietjie interessanthede gee oor wat ons hier doen. So kyk asseblief uit, sosiale media,
gedrukte media ensovoorts en ja, raak betrokke by die fees.